Hallo almal, in hierdie les gaan ek vir jou terminologie van algebraïese uitdrukkings verduidelik. Onder andere, wat is 'n veranderlike, 'n konstante en 'n trinoom. Nou kom ons kyk, wat is algebra? Algebra is 'n afdeling van wiskunde wat gebruik maak van simbole om waardes of onbekende hoeveelhede aan te dui. Nou, hierdie oomie hier, Al-Khwarizmi, hy word gesien as die vader van algebra. Hy is die bekendste van die islamitiese wiskundiges. Hy word gesien as een van die beste wiskundiges van alle tye. Dit is aan hom te danke dat ons die woorde algebra en algoritme het. Nou kom ons kyk 'n bietjie na terminologie wat jy moet ken. Die eerste ding is, wat is 'n veranderlike? 'n letter van die alfabet wat ons gebruik om 'n onbekende waarde aan te dui, byvoorbeeld X of Y. Kom ons kyk, wat is 'n algebraïese uitdrukking? Dit is wiskundige sinne wat bestaan uit letters, getalle en simbole. Byvoorbeeld 3x plus 8. Die veranderlike is dan nou die x. Dan is daar iets wat ons noem 'n konstante. Dit is plus 8. En wat is 'n konstante? Dis 'n getal in 'n uitdrukking wat onafhanklik is van enige veranderlike en konstant bly. Met ander woorde, dit is die getal wat nie 'n veranderlike het nie. Dan is daar ook iets wat ons noem 'n koëffisiënt. In hierdie uitdrukking is 3 plus 3 die koëffisiënt. Die getal voor die veranderlike, saam met sy teken, word die koëffisiënt genoem. Dan sal jy sien, indien daar geen teken is nie by die koëffisiënt, dan is daar 'n deurskynende plus. Nou, wat is 'n term? Die verskillende dele van 'n algebraïese uitdrukking. Terme word geskei deur plus of minus tekens. Nou, die uitdrukking min 3a plus 20 bestaan uit 2 terme. 'n veranderlike term, min 3a, en 'n konstante term van plus 20. Nou gaan ek vir jou verduidelik, wat is 'n monoom? Dit is 'n uitdrukking met 1 term, byvoorbeeld 3xy. 'n binoom, dit is 'n uitdrukking met 2 terme, byvoorbeeld x² min 4. Sien jy, die 2 terme word geskei deur die min. Dan is daar iets wat ons 'n trinoom noem. Dit is 'n uitdrukking met 3 terme, byvoorbeeld a plus b min c. Sien jy, die plus en die min skei die 3 terme. Dan is daar 'n ding wat ons noem 'n polinoom. Dit is 'n uitdrukking met 2 of meer terme. Met ander woorde, 'n binoom en 'n trinoom is ook 'n polinoom. En dan 'n voorbeeld van 'n polinoom sal wees 2a plus 7b min c plus 8. En daardie algebraïese uitdrukking bestaan uit 4 terme. Kom ons kyk nou na 'n paar konvensies in algebra. Daar is sommige reëls in wiskunde wat gevolg word sodat wiskundiges mekaar kan verstaan. En dit maak ook berekeninge netjies en georden. Ons skryf die koëffisiënte voor die veranderlikes. Met ander woorde, A3b skryf ons as 3ab. 3 is die koëffisiënt. Indien daar 'n klomp veranderlikes is, skryf ons hulle in alfabetiese volgorde. Dus, as ek vir jou gee min 2 o en m, dan skryf ons dit as min 2 m en o, soos wat jy die volgorde in die alfabet kry. Ons gebruik nie 'n vermenigvuldigingsteken
daardie maal, daardie dingetjie, in algebra nie. In plaas van om 4 maal x maal y te skryf, skryf ons net 4xy direk langs mekaar. Dit beteken 4 maal x maal y. In algebra word die getal 1 soms weggelaat. In plaas van om 1x tot die mag 1 te skryf, skryf ons slegs x. Y maal min 1 kan geskryf word as min y. Soos wat ek alreeds gesê het, word terme geskei deur 'n plus en 'n minus, maar enige uitdrukking binne in 'n hakie word gesien as een term. So as ek vir jou gee hakie A plus B, dan wil jy dink dat dit 'n binoom, 'n twee-term is, maar dit is nie. Binne in 'n hakie is dit een term. As ek nou vir jou 3x plus y min hakie 4a plus 3 gee, dan gaan jy so redeneer. Hierdie plus en daardie minus skei die terme, maar hierdie hakie gaan hulle bymekaar voeg. Met ander woorde, daardie is 'n 3-term of 'n trinoom. Enige uitdrukking oor 'n gedeeldeurlyn word ook gesien as een term. Met ander woorde, as ek vir jou a plus b oor 5 gee, dan beteken dit is een term. Daardie gedeeldeurteken, hy maak dat dit een term is, 'n monoom. Is die volgende uitdrukkings monome, binome of trinome? Kom ons kyk. Ek gee vir jou 3xyz. Sien jy? Dit is alles maal en kyk hoe is my koëffisiënt voorgeskryf en ek het dit in alfabetiese volgorde geskryf. Dis is daardie een term, dis 'n monoom. Die tweede sommetjie gaan jy na die plus en die minus toe. Dit is die plus en die minus wat daardie 3 terme van mekaar skei. Dus is dit 'n trinoom, 3 term. Hier sal dit die plus wees wat hierdie 2 terme van mekaar skei. Dus is dit 'n 2 term of 'n binoom. Hierdie ene lyk asof dit 'n trinoom kan wees, omdat daar x plus y plus z is. Maar die hakie verbind hulle almal aan mekaar, en as hierdie 2 so direk langs die hakie staan, beteken dit 2 maal. Met ander woorde, daai ding is een term, 'n monoom. 2 plus a plus b, hier kan jy net redeneer. Die plusse skei die 3 terme, dus is dit 'n 3 term of 'n trinoom. Hierdie ene lyk asof dit 'n 4 term of 'n polinoom kan wees, maar dit is glad nie. Dit is 'n monoom, 'n een term, en dit is hierdie gedeeldeurteken wat daai alles aan mekaar verbind. Min AB plus 7B, daardie plus skei die 2 terme. Dus is dit 2 terme, 'n binoom. Hierdie sommetjie gaan jy redeneer. Die gedeeldeurteken hier by x plus y, gedeel deur 2, maak van daardie een term. Die min skei die 8 en die plus skei die a min c. En die a min c is eintlik in 'n hakie. Dus is daardie 3 terme of 'n trinoom. Kom ons beantwoord nou 'n paar vrae. Gegee die volgende algebraiese uitdrukking: x plus 4y min x² minus 8. Daardie is 'n polinoom. Wat is die koëffisiënt van x? Onthou jy, die koëffisiënt is die getal voor
die veranderlike. En kan jy sien, as daar niks staan nie, dan staan daar eintlik 'n deurskynende 1. Wat is die koëffisiënt van x kwadraat? Daar kan jy nou sien, voor x is daar net 'n min, en as daar niks staan nie, dan is daar eintlik 'n deurskynende 1. Dus is die koëffisiënt van x kwadraat min 1. Wat is die konstante term? Nou die konstante term is die een getal wat nie 'n veranderlike het nie, saam met sy teken. Dus is die konstante term min 8. Watter veranderlike het 'n koëffisiënt van 4? Daar sien jy vir 4, en wat is die veranderlike daar? Y. Gegee die volgende algebraïese uitdrukking, en dan gee ek vir jou 'n groot uitdrukking. Nou is die vraag, is dit 'n trinoom? Nou kom ons kyk, hoe word terme geskei? Terme word deur daardie plus en daardie min geskei. Maar hierdie gedeeldeur verbind daai hele ding as een term, en die hakie verbind die 2a plus 6 as een term. Dus is dit werklik 'n trinoom? Ja. Wat is die konstante term? Nou moenie dink die konstante term staan altyd aan die agterkant nie. Nee, die konstante term sal min 5 wees, die een term in jou uitdrukking wat nie veranderlikes het nie. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, het jy al subscribe, en jy kan sommer 'n kommentaar ook lewer. In die volgende les gaan ons nou bewerkings met algebraïese uitdrukkings doen. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.